het vanmôre, wil ek u dan nooi om dit oop te maak by die boek Romeine hoofstuk 5. Ons het verlede week gekyk na Romeine hoofstuk 3 en dit is so in aanloop ook dan nou na ons verootmoedigingstyd oor die boodskap van heiligmaking. En dit is baie belangrik om eers hierdie boodskap van regverdigmaking ook reg te verstaan, sodat ons kan kom by heiligmaking, want soos ons verlede week gesien het, dat regverdigmaking is 'n vereiste vir heiligmaking. Ons as sondaarmens kan nie heilig gemaak word as ons nie eers regverdig gemaak is voor Christus nie. En ek wil vanmôre dan so 'n bietjie verder gaan met hierdie boodskap dan van regverdigmaking, sodat ons volgende week dan kan uitkom vir 'n reeks dan oor die heiligmaking. So ons is vanmôre by Romeine hoofstuk 5 en ons gaan die eerste 11 verse maar net so saam lees. Voordat ons die woord gaan lees, kom ons sit net so, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons dan ook nou het om vanmôre die woord oop te maak en dat ons ook hierdie verse kan saam lees en dat U vir ons kan kom lei ook, dat ons die woord sal verstaan, dan reg toepas en gehoorsaam wees in ons lewens. Want Here, dit is hierdie kosbare evangelie boodskap van die verlorenheid na 'n kind van God, na die beeld van Christus, na die verheerliking om by Christus te wees vir ewig. En so baie mense mis hierdie boodskap hier op aarde alreeds. Ons is so gefokus om gered te word, om in die hemel toe te gaan, maar daar is 'n dieper boodskap vir terwyl ons hier op aarde is, waar ons die vrede, die vreugde en die geluk in die Here Jesus kan beleef, ook nou al reeds. En vanmôre, terwyl ons besig is met die woord, Here, kom maak dit rustig hier in ons gedagtes en ons harte. Here, kom vat ons vas, sodat ons net kan fokus vanmôre op hierdie tydjie wat ons saam is. Dit is 'n kort tydjie, maar Here, dat ons die moegheid een kant toe sal laat gaan, en dat ons gefokus sal kan bly op die woord van die Here. Dankie Here, dat ons vanmôre saam kan stem ook, as 'n gemeente, ook vir hulle, wie se name op daardie voorbindingslys is. Mense met 'n krankheid en 'n siekte, mense wat al oud is, en wat sukkel met hulle liggame, daar is ook emosionele stryd, daar is ook geestelike stryd wat mense het, en ons wil bid Here, dat U ook so met elkeen sal wees, en dat ons sal verbind daartoe, om gereeld deur hierdie blaadjie ook te kan bid. Dankie Here, dat ons maar net nou kan oorgee aan U, en afgee, sodat U ook vir ons, deur hierdie diens sal kom lei, en ons die teenwoordigheid van 'n Heilige Gees, ook hier sal ervaar, deur die woord en die werking, wat in ons harte gaan gebeur. Ons aanbid U, Koning Jesus. Amen. Ons skriflesing is dan uit Romeine hoofstuk 5 en ons gaan die eerste 11 verse saam lees. Romeine 5 vanaf verse 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed het om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want
ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Net tot sover uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here Jesus Christus. Ja, vriende, ek wil vanmôre uit hierdie gedeelte, hierdie 11 verse wat ons saam gelees het, met u dan nou praat onder 'n tema, die vrug van regverdigmaking. Wanneer ons besef ons is sondaar mens, en ons bekeer ons na Christus toe, en ons bely ons sonde voor Christus, kom die Here Jesus Christus, en hy kom doen 'n werk, 'n daad in ons diepste wese van regverdigmaking. Hy verklaar ons regverdig op grond van sy werk aan die kruis. Hy kom maak ons 'n nuwe skepsel deur wedergeboorte, en hy gee ons die Heilige Gees wat in ons kom woon. Wanneer ons in die Bybel se blaaie so blaai, lees ons daar, terwyl Johannes die Doper ook dan met sy bediening besig was, en het hy die boodskap gepreek van bekering. Hy het vir die mense gesê, julle moet julle bekeer. Beteken dat hulle moet hulle van hulle goddeloosheid, van hulle sonde bekeer na Christus toe. En die wat die boodskap geglo het na Johannes toe gekom, en is deur Johannes dan nou ook gedoop in die naam van Jesus Christus. Die skrif sê vir ons ook, dat die skrifgeleerdes en die fariseërs het ook na Johannes toe gekom. Nou hulle het nie geloof gehad in Christus nie, hulle het nie hierdie boodskap goedgekeur van Johannes nie, maar hulle het ook gekom om deur hom gedoop te word, want hulle het hulle self regverdig deur die wette wat hulle onderhou het. En ons het verlede week gekyk, dat regverdigmaking staan los van die wet, alhoewel die regverdigmaking het die wet kom vervul. Die woorde wat Johannes vir hulle gesê het, toe hulle daarby op aankom, in Matteus 3 vers 8, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. En hierdie is eintlik 'n baie ernstige gedagte om in ons gedagtes vas te hou. Ons moet die vrug dra wat by die bekering pas. Nou, 'n vrug wat by die bekering pas, is dan juist dat God my vergewe het, en ek die regverdigmaking deelagtig geword het, dat ek 'n nuwe skepsel in Christus is, deur die woord wedergeboorte. Nou, die regverdigmaking is 'n werk wat Christus in my diepste, binneste wese van my siel kom doen. Dis nie iets wat ek kan doen nie. Hy kom en kom doen daardie werk van regverdigmaking diep in my binneste. Daar kan ons nie sien nie. Ek en jy kan nie sien die werk wat Christus daar binne gedoen het nie. Ons ervaar dit wanneer hy daai werk met my gedoen het. Maar die vrug wat van daar af, van die binneste af uitvloei na buite toe, is dan die bewys dat daar dan 'n regverdigmaking plaasgevind het. Dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Nou in ons skrifgedeelte wat ons saam gelees het, hierdie 11 verse, het die apostel Paulus aan die gemeente van Romeine deur hierdie dogmatiese aanslag van hom, die leerstelligheid oor die saligheid, plan van God, juist dan gekom met praktiese riglyne wat dan hierdie vrug van regverdigmaking behoort te wees. Die woord van die Here wil dit vir ons kom uitlig. Wat is die vrug wat by regverdigmaking pas? Ons regverdigmaking verseker ons dat ons hemel toe gaan. Dis omdat Jesus my kom regverdig maak het, dat ek eendag by hom gaan wees in die hemel. Maar daar is ook 'n belofte in, van soveel groot seën, terwyl ons hier op aarde is. En ons mis hierdie seëninge van die vrug, dan van regverdigmaking. Paulus deel hierdie beloftes met ons dan oor die vrug van regverdigmaking. Hierdie vrug is eintlik 'n toets vir u en vir my.
Dit is die maatstaf. Wanneer ons hierdie vrug in ons lewens beleef en mense sien dit, dan weet ons verhouding met Jesus is sterk. Maar as die vrug nie daar is nie, is daar innerlik 'n probleem. Ek het dalk nog nie die regverdigmaking ontvang nie. Of ek het dit ontvang, maar ek staan dit teë dat die vrug nie kan na vore kom nie. So ons kyk na die vrug van regverdigmaking. Die heel eerste wat die apostel Paulus hier vir ons wil kom leer, dat 'n vrug van regverdigmaking is dat ons vrede by God het. Ons vrede by God. Hy sê in verse 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Daar is 'n vrede wat God ons gee wanneer ons regverdig verklaar word. Vrede is die teenoorgestelde van vyandskap, is die teenoorgestelde van oorlog. Die verlore mens in sy verlore toestand, in sy sonde toestand, staan in vyandskap met God. Romeine 5 vers 10 wat sê, terwyl ons nog vyande was. Hy verwys, julle is regverdig verklaar, maar toe julle nog vyande was, julle het in die sonde gestaan. Romeine 8 vers 7 wat vir ons sê, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. As is nie 'n vyandskap teen mekaar, dis 'n vyandskap teen God. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. In die sonde kan ons nie in gemeenskap met God kom nie. Want ons onderwerp ons nie aan God en sy gesag nie. En ons kan dit ook nie dan so doen nie. Vyandskap beteken om in rebellie teen God te wees. Elke vyandskap in my lewe is rebellie teenoor God. Die vrede wat God ons gee, word beskryf in die harmonie wat daar in 'n verhouding is. Die harmonie tussen my en die Here Jesus Christus. Daardie ooreenstemming, sê die woord van die Here, wat daar is tussen my en Christus. Vrede is vry van die oorheersing en die eie sinnigheid. My wil sal geskied. Nee, God se wil sal in my lewe geskied. Vrede bring God die werking word bewerklik in ons geskiedstog deur die evangelie. Dis hoe ons die vrede vind van die Here Jesus Christus. Romeine 5 vers 1 wat sê, omdat ons uit die geloof, ek het my geloof gestel in Jesus, regverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ek en jy kan nie daai vrede bewerk nie. Dis valse vrede. Dis die werking van die evangelie, dis die werking van die Here Jesus Christus. Hy is die bewerker van vrede. Niks in hierdie wêreld kan vir u en vir my vrede gee wat blywend is nie. Net die Here Jesus Christus. Dis wanneer ek werklik waar in so 'n noue verhouding met hom is, laat sy vrede in my hart na buite toe gaan. Johannes 14 vers 27 wat sê, vrede laat ek vir julle na. Die Here Jesus Christus het sy disippels gesê, ek gaan vir julle vrede gee. Hy sê, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Daar is geen vrede in hierdie wêreld wat vir ons blywende vrede kan gee, as die vrede wat die Here Jesus vir ons kan gee nie. Vrede by God sal altyd ook dan uitvloei van ons diepste binneste na buite toe, in ons verhoudings onder mekaar. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste, die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste lief hê soos jouself. Die vrede van Christus wat in my hart is, werk uit na my verhoudings rondom my, in my huwelik, in my verhoudings met ander mense, met my gesin, met my familie, ook met medekinders van die Here, en selfs ook met die verlore sondaar mens. Daardie liefde wat Christus gedring het om aan die kruis te sterwe, daai selfde liefde met my kom dring, daardie vrede om die evangelie uit te dra na mense toe. In Jesaja 48 vers 22, geen vrede, sê die Here,
vir die goddelose nie. As daar nie vrede is nie, wat sê die vers? As geen vrede vir die goddelose nie. Sê nie ek nie. Sê die Here. Selfs ook in Jesaja 32 vers 17. En die werking van die geregtigheid sal vrede wees. Geregtigheid wat Christus vir ons kon doen, sal vrede wees. Dis die vrug. En die voortbrengsel van die geregtigheid, rus en veiligheid. Nie tydelik nie, tot in ewigheid. Elke dag is dit vir ons daar nie en vars. As daar nie vrede in ons harte is, nie, liewe vriende, gaan geen mens daar die vrede vir ons kan gee nie. Geen wêreldse stelsel gaan dit vir ons gee nie. Vrede is alleenlik beskikbaar by die Here Jesus Christus. Vers 1 sê vir ons baie duidelik, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hy is die vredemaker. Hy is die vredegewer. God se oordeel wat daar wag, wys vir ons dat daar is vyandskap tussen die mens en God. Nie tussen God en die mens nie. Tussen die mens en God is daar vyandskap. Regverdigmaking is wanneer Jesus kom vrede maak met die mens en ook die mens met Christus. Daar vyandskap tussen die mens en God. Jesus Christus. Regverdigmaking kom Jesus na die mens toe en hy kom bring die vrede sodat daar vrede tussen God en mens kan wees en tussen mens en God kan wees. En hierdie vrede wat hy vir ons gee, vloei dan na buitekant toe in ons verhoudings onder mekaar. So die eerste vrug wat die apostel Paulus hier baie duidelik gestel het aan hierdie gemeente, ons het vrede by God. Ervaar u hierdie vrede in die lewe, smag daarna, soek daarna by die Here Jesus Christus, nergens te anders te nie. Die tweede vrug wat hy kom noem hier vir ons het toegang tot God. Daar is vrye toegang tot God. Hy sê daar in verse 2, deur wie ons deur die geloof die toegang verkry het. Ons het dit nie gehad nie. As verlore mens kan jy nie toegang hê tot God nie. Wanneer ons gaan kyk na die verhaal van Israel en die tabernakel en self die tempel later aan, was daar skeiding tussen God en die allerheiligste en die heilige deel in die voorportaal waar die volk was. Daar was skeiding gewees deur die voorhangsel wat daar was. Maar toe Jesus sterwe aan die kruis, het God self daardie voorhangsel geskeur van bo na onder toe, sodat daar toegang bewerk is deur Jesus Christus na God toe. Efesiërs 2 verse 14 wat sê, want hy is ons vrede. Wie is ons vrede? Jesus. Hy wat albei een gemaak en die muur van skeiding afgebreek het. Jesus het dit bewerk, nie ek en jy nie. En deur die regverdigmaking het ons dan die vrymoedigheid om toegang tot die Vader te kan hê. Terwyl daardie toegang dan beskikbaar is. God het dit beskikbaar gestel vir ons. Is dit ons wat keer om dit te benut as gevolg van sonde in my lewe? Ek laat toe dat daar sonde is. Ek laat toe dat daar nie vrede is nie. En ek het nie daardie toegang tot God nie. Romeine 3 vers 23 is die bewys daarvan. Want almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons kan nie in God se heerlikheid inkom nie. Ons kan bid tot ons blou is. As daar sonde in my lewe is, dan is ons nie binne in die binnekamer van God. En ons gaan nie daai seëninge ervaar van God. En ons bly eintlik buitekant die troonkamer. Alhoewel ons dink ons is binnekant. Geloof in Christus het ons daardie regverdigmaking gebied. En ons het dit ontvang. En die regverdigmaking bied ons die toegang tot God. Efesiërs 2 vers 18 wat sê, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Deur Jesus Christus het ons die toegang deur die gees van God tot die Vader. God kan nie in teenwoordigheid van sonde wees nie.
'n kind van God, met sonde in sy lewe, moenie dink jy kan in die teenwoordigheid van God wees nie. Jy praat en jy bid teen 'n muur vas. Maar Jesus het geskeer. En ons kan met vrymoedigheid ingaan. Here, ek het hierdie sonde in my lewe, ek bely dit, en jy het toegang tot by God. Terwyl ons dan hierdie vrymoedigheid het om tot God te gaan, verbeur ons daardie toegang deur onsself, nie deur ander mense nie. Ons laat toe dat dinge ons hierdie voorreg dan ontneem word. Romeine 5 vers 2 sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry. Hierdie woord toegang is eintlik baie interessante woordjie. As ons gaan bestudeer wat beteken die woord toegang hierso. Dit beteken dat ons toegang het deur die guns van iemand anderste. As ek wil na opvoeding gaan kyk, en ek het nie geld vir die kaartjie nie, of ek wil 'n rugby-wedstryd gaan kyk en ek het nie geld vir daai kaartjie nie, en iemand sê, hoorie, ek sal vir jou 'n kaartjie koop, het ek toegang gekry, nie omdat ek die kaartjie gekoop nie, ek het daai toegang gekry deur die guns van iemand anderste. Toegang na God toe het ons slegs deur die guns wat Jesus vir ons gedoen het. Ons kan slegs toegang tot die Vader hê deur Jesus Christus en op sy meriete. Hy self het gesê in Johannes 14 vers 6, Jesus het geantwoord, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die een wat regverdig maak. 2 vrugte. Vrede by God. Vrede in jou hart. Vrede met mense. Toegang tot God. Op God se meriete. Die derde ene wat hy gee, ons het hoop vir die toekoms. Ons kan hoop op die wederkoms van Christus. Ons kan hoop vir die dag van môre. Vers 2 wat hy sê, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God wat ontbreek as gevolg van sonde. Daar is 'n nuwe hoop vir my. Regverdigmaking skep 'n wederkomsverwagting. Nou as ons gaan kyk na die vrede by God, het gehandel met ons verlede. Ons het regverdigmaking ontvang. Ons is nou nie meer in rebellie teen God nie. Ons is nie meer in vyandskap met God nie. Ons is nou saam met God verenig en dit afgehandel met die verlede. Dan die toegang tot die Vader wat ons nou gekyk het na, handel oor my lewe nou en hier en in my verhouding met Jesus. Ek het nou toegang daagliks. Die hoop skep 'n verwagting op die toekoms. Sien, die regverdigmaking was nie net vir die verlede of die hede nie, maar dit is ook vir die toekoms vir my beskikbaar. Die toortjie sê, omdat hy leef, sien 'n kans vermore. Terwyl ons nog in die sonde is, sondaar mens is daar niks waarin ons opgewonde kan wees vir die toekoms nie. Kan al iets produseer en maak, maar dit is tydelik. Regverdigmaking verander ons visie en ons toekoms sien ons in die ewigheid. En dit is hierdie derde vrug, daar is 'n hoop vir die toekoms, vir die koms van Jesus Christus. En ek lewe uit daardie hoop, en ek gaan in die toegang tot God en die vrede van God. Die vierde ene wat hy gee, ons word innerlik versterk deur die regverdigmaking. Hierdie innerlike versterking wat ons nodig het. Paulus beskryf dit so in verse 3 en verse 4, hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Daar is verdrukkinge, maar ons roem daarin, want ons is regverdig deur God. Daar is 'n blydskap in my hart, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, geduld bewerk, en die geduld of die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Regverdigmaking maak ons nie vry van stryd en van toetse en van moeilike omstandighede nie. Nee, ons is nie vry daarvan nie. Regverdigmaking gee ons die krag om deur hierdie stryd te kan werk, deur die probleme te kan werk. Die Here Jesus Christus het gesê daar in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê,
dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Daar is 'n belofte, dat hy met ons saam sal wees, in daardie stryd, in daardie beproewinge, in daardie moeilike omstandighede. Die stryd van die lewe, moet ook nie skeiding maak tussen my en God nie. Soveel mense verwerp God, wanneer die stryd kom. Want hulle sien nie die doel van God met daardie stryd nie, daardie beproefdheid en daardie hoop wat hy vir ons wil gee nie. Maar dit bring ook skeiding tussen mense, wanneer daar stryd kom. Dit moet eerder ons nader aan God trek. Dit moet ons nader aan mekaar trek. En wat doen ons is, uit mensheid, het ons selfsugheid, ons raak verwyder van mense. Ons raak verwyder van God af. Ons kom nie meer kerk toe nie. En dan het ons nou maar redes daarvoor. Maar die werklike rede, waar is dit? Het ek my eie hart al gaan ondersoek. Wanneer die stryd oor ons kom, moet ons dieper en ook nader aan God groei. En dit kan slegs gebeur deur die reiniging van die onsuiverhede in my lewe. Dis 'n proses wat God met ons wil besig raak. En dit is waar ons gaan kom by die heiligmaking, van die proses van heiligmaking. En so verander ons dan na die beeld van Christus, wat hy wil hê ons moet wees, na Christus se beeld. Die 5de vrug wat hy gee, ons ervaar God se liefde. Nie menslike liefde nie. Nie 'n liefde soos wat ek dink dit moet wees nie. Die liefde van God homself. Vers 5 sê hy, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. God se liefde is in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees. En dit gebeur by wedergeboorte, waar ons die Heilige Gees van God ontvang. Regverdigmaking en wedergeboorte is iets wat gebeur saam met dit. Dit is iets wat saam gebeur. Ons kan dit nooit van mekaar skei nie, maar ons kan dit onderskei van mekaar. Want dit is twee betekenisse. Regverdigmaking is waar God in die hemel voor die Vader, of Jesus voor die Vader sê, hierdie persoon is regverdig in my bloed. Hy word regverdig verklaar voor die troon van God. Wedergeboorte is iets wat hy dan in my hart kom doen, 'n gesamentlike taak. En hy stort die liefde van God in my hart uit. Ons ontvang saam met die Heilige Gees daardie liefde van God, omdat God liefde is. Die woord wat hier gestaan, die liefde van God in ons harte uitgestort, beteken dat ons daar dieselfde liefde van God ontvang het. God se liefde. Hy is lief. En sy wese is dat hy lief is. Gee hy vir ons. Sy karakter is om lief te hê. Regverdigmaking gee ons dan die vermoë om ook lief te hê. Dis die vrug wat daar is van regverdigmaking. Dit is 'n liefde wat hier van binnekant af, wat binne my uitgestort is, wat dan van binnekant af moet uitgaan na buitekant toe. Nie 'n mensgemaakte liefde nie, nie 'n praatliefde nie, 'n doenliefde. Daar is 3 dinge wat die kind van God staande hou. Ons het dit nodig. Geloof, hoop en liefde. In 1 Korintiërs 13 sê, wie is die grootste? Liefde. Maar dit is nie een of die ander nie. Gaan nie net oor geloof nie. Gaan nie net oor die hoop nie. Gaan nie net oor die liefde nie. Hierdie 3 is 'n kombinasie wat een is eintlik. Dis die liefde wat ons dan dring om ook die vrug van die Gees te kan uitlewe. Vriendelikheid, geduld, omgee vir mekaar, vrede te maak met mekaar. As daar nie vrede is nie, is daar werklik waar goddelike liefde in my hart? Dit is die vrug van regverdigmaking. Ons ervaar God se liefde. Die laaste gedagte wat die apostel Paulus ook wil nalaat in die gemeente, en wat vir ons hier vanmôre is, ons geniet
die voorregte. Daar is 2 voorregte. Ek wil dit eintlik vir mekaar uitgehaal het, maar ek het dit nou saamgevat onder een gedagte. Ons geniet die voorregte. Wat is die voorreg wat ons het as gevolg van regverdigmaking? Vers 9 sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, ek is geregverdig, deur hom gered word van die toorn. Die geregverdige mens gaan nie voor die wittroon van God staan nie. Jy gaan nie voor die oordeel van God staan nie. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Sê Romeine 1:8 vers 1. Dis slegs as Christus die werk van regverdigmaking gedoen het, dat ons vrygespreek is voor God die Vader van die komende oordeel. Niks anders te nie. 1 Tessalonisense 5 vers 9 en 10. Want God het ons nie bestem vir die toorn nie. Toe God die mens gemaak het, was sy plan nie dat die mens voor God se oordeel moes staan nie, nee, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Dis die Vader liefde, dat die mens nie verlore moet gaan nie, maar dat ons die saligheid sal kry, dat ons die regverdigmaking sal kry deur ons Here Jesus Christus. Daar's nie 'n ander weg nie. Want vir ons, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons swak en of ons slaap en waak, wat ons slaap en waak, saam met hom kan wees. Daar gaan 'n dag wees wat ons saam met Christus kan wees. Die voorreg van regverdigmaking is dat ons daar die voorreg het om nie voor die wittroon van God te staan nie. Die tweede een is dat ons nou versoen is met God die Vader. Dis 'n voorreg wat die mens het om daar die versoening te kan kry. Vers 11 wat vir ons sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Die apostel Paulus vertel dat God is in vyandskap met die goddeloosheid en met die sonde. Nie met die mens nie. Hy is in vyandskap met goddeloosheid en met sonde. En hy gaan eendag op die troon sit en hy gaan goddeloosheid en hy gaan sonde gaan hy oordeel. Hy staan nie in vyandskap met die mens nie, want die woord sê vir ons, hy wil hê dat al die mense saligheid sal ontvang. En so het hy dan uit sy Vader liefde, wat hy het vir die mens, besluit om die mens kans te gee om van die oordeel los te kom. En daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur as die vredemaker, sodat die mens met God versoen kan word. Wat 'n wonderlike voorreg het ons, nou al reeds daar die voorreg kan beleef. Hierdie woord versoening dra die betekenis van 'n verandering aan die een party wat veroorsaak is deur 'n aksie van die ander party. Ons moet verander op die aksie wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die mens moet verander omdat God die eerste aksie geneem het. En dan kan daar versoening wees. Ons kan nie op ons eie verdienste met God versoen nie. Ons kan slegs deur die regverdigmaking met God versoen word, omdat hy die eerste aksie geneem het. Hy die eerste stap geneem. En ek moet verander word. Die woord bekering beteken om anders te dink, om hier te verander in ons gedagtes, soos wat Christus dan ook dink. Jou vriende, die vrug van regverdigmaking is hierdie 6 gedagtes. Ons het vrede by God, en dit vloei uit na vrede onder mekaar. Ons het toegang tot God, deur Jesus, wat die voorhang sal laat skeer het. En ons verbeur hierdie voorreg, omdat ons sonde toelaat in ons lewens. Maar ons het ook hoop op die toekoms. Ons moet uitsien, en ons moet kans sien vir die toekoms wat daar is. Ons word innerlik versterk, dag na dag. Ons ervaar God se liefde. Die liefde wat hy vir ons gegee het. Nie wat ons onderdruk en ons eie liefde maak nie. En ons geniet die voorreg
om eendag nie by God se oordeel te wees nie, maar versoen te wees met God nou al reeds, om saam met Jesus in die hemel te kan wees. Liewe vriende, die vrug is nie iets wat ons kan namaak nie. Die vrug is 'n uitvloeisel van die daad van regverdigmaking deur die Here Jesus Christus. Om God se regverdigmaking te ontvang, liewe vriende, moet daar 'n besef wees van 'n sondaar mens. Vergifnis by Jesus Christus, waar hy my sonde toestand verander, en hy kom gee my sy gees. En dit beteken dat ek en jy ons sonde sal besef, sal bely in opregtheid en Jesus te vertrou vir daardie vergifnis, sodat ons regverdig voor God kan staan. Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie kosbare woord van regverdigmaking. Ek bid, Here, dat U vir ons ook in hierdie week hierdie boodskap sal laat oordink, nadink. En Here, dat ons so voor U sal staan, soos dat U graag wil hê ons moet wees. Ek dank U, Here, dat U ons nooit alleen gelaat het nie, dat U nog elke dag met ons is. Maar Here, hoe vreeslik moet dit wees om te val in die hande van 'n lewende God. En daarom bid ek, Here, vanmôre, as hier iemand is vanmôre in hierdie kerkgebou, of iemand luister hierna na die opnames, of luister daar op Webwoord in, en vanmôre twyfel in hulle harte, dat U hulle regverdig gemaak het, dat U sal kom oortuig deur die werking van die Heilige Gees, om daardie persoon se siel te kom red. Vir die wat U al reeds die kinders gemaak het, sal kom lei om te lewe na hierdie vrug wat U vir ons gegee het. Ons dank U daarvoor, Here. Ons bid ook dan nou die seën af op die vergadering hierna vir die dames en die manne wat saam kuier ook hier in die saal, mag U net verheerlik word. Amen.